Goeiedag kijkers, welkom by nog 'n lekker exciting program. Ons is nog steeds hier in die Kalahari. Die reën het so bietjie nou weggetrek, maar ek sien daar is van die verte reën dit lekker. En ons het 'n lekker vuurtjie daar aan die gang. En nou gaan ons 'n heerlike oxtail pot maak. Maar ek is 'n kind van die Here. Ek glo jy is 'n kind van die Here. En as jy nie 'n kind van die Here is, jy voor die einde van hierdie program moet jy jou hart vir die Here gee, want ons weet nooit wanneer is dit te laat nie. Of jy dalk net so 'n bietjie afgedwaal, dan wil ek vir jou sê, die Here het jou ontsettend lief, dan sit jy toevallig dat jy hierdie program aansit vandag nie. Dan moet jy. Hy smeek jou, hy klop aan jou hart se deur, hy sê, kom terug na my toe. Maar oké, voordat ons nou met dit af verder gaan, die geheime bestanddeel van oxtail is gewoonlik wyn. Nou ek is 'n kind van die Here, ek weet die wyn kook af en alles, maar ek wil nie in 'n drankwinkel instap om te loop wyn koop nie. So, ek het 'n manier gekry om dit te kom en dit anders te maak. So bly sit net daar en kyk wat ek doen en geniet dit saam met ons. So terwyl ek hier is, 'n pot wat jou kinders nie gaan breek nie. As hy val in jou huis, dan breek jou teels, maar as hy val hierso, is dit nie so erg nie. Behalwe as hy vol oxtail is, dan is dit erg. Alright, sit hom sommer gou hierso neer, en ons sit hom daar so neer. Dan, hierdie is vandag my spens. Dis 'n mystery spens. Okay. Dis is hierdie kinderprogramme. We have a map, we have dit. Mystery tool. So, hier het ons 'n lekker salted butter. En jy wonder, Andres, hoekom is hy so gesmeld? Dis maklik, want ons het al 'n kosmaakprogram opgeneem vir hierdie ene, en dan is dit die middel van die Kalahari, en daar is 'n baie groot vuur. Ons het die yskas hier is die kraggie. Ons vat so lekker homp van dit. Ons gooi dit daar aan die binnekant. En dan ons sit hom daar terug. Dan vat ons lekker knoffeltjies. As jy wil fancy wees, en ja, dit maak dit meer geurig, as jy nou 'n knoffelhuisiekie vat, jy sny net die boonste kant af. Dan sit jy hom in 'n foelie, jy gooi hom vol olyfolie bo, bietjie sout, van hierdie gekraakte sout, dan bak jy hom vir 20-30 minute, en druk jy hy garlic paste so uit. Hy het baie meer geur, maar ek het hier oond hierdie. So nou gebruik ons sommer maar net die kort tat, ons gooi daai saam met die bottertjie in, sodat hy so 'n bietjie daar so begin prit en saambraai. En dan een van my geheime bestanddele. Saam met hierdie knoffel en botter, tomatopaste. Jy gooi so 'n sakkie tomatopaste by, en jy moet hom saam braai met hierdie geure. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie wat sê, teer hier. Ek volg hy instruksie elke keer, julle kan sien, ek het hom hier getraai teer elke kant toe. Hy wil nie geteer word nie. Kat hier, is makliker wees. As sy, ons vat hierdie tomatopaste, hoor net daar so, hoor net gou praat hy al. So lekker, Partykeer is ons te gejaag aan die lewe. Die Here wou al lankal vir jou daai planne gegee het om uit die verknorsing te kom waar jy is. Al lankal. Maar jy hardloop so rond. Jy gaan sit nooit by sy voete nie. Jy gaan luister nie wat hy vir jou sê nie. As hy tomatopaste. Sien jy, tomatopaste net so, as jy hom proe, is bitter. Party van ons mense is ook so bitter. Maar wanneer jy bietjie meng saam met ander mense, dan kom die geur in jou uit. Sy. Maar ander is die mense het my al te veel seer gemaak in die lewe. Ja, mense gaan jou seer maak. Maar wil jy weet wat? God gaan jou nie seer maak nie. En jy het ook al ander mense seer gemaak. So wil jy God moet jou vergewe en daai mense moet jou vergewe? Ja, so vergewe die mense wat jou seer gemaak het. As hy hoor dit daar.
Nou hom gaan ons so vir 2 minute net lekker braai saam met die botter en die knoffeltjie. En dan dis nie nodig nie, maar ek doen dit altyd net so vir 'n extra touch. Saam met my eie wat ek hier het. Nou sê, so eet ek my eie. Saam met my eie wat ek ingooi. Gooi ek so 2 of 3 stukkies tamatie ook. Want hy vars tamatie saam met die tomatoepaste gee hom net 'n lekker geur vir my. Dit gee dit substance. Dis soos 'n Christen wat net Sondag kerk toe gaan en 'n Christen wat actually 'n verhouding het met die Here en elke dag Bybel lees. Hy het net meer substance. So, ek weet nie wat dit mense teen brood deesdae nie. Kry so baie mense wat nou deesdae nie wil brood eet nie. Brood. Nou ek weet te veel brood is foutief, maar Jesus het brood gebreek, mense. So terwyl hy daar so prit, gaan ek net vir hom so 'n bietjie spice gee. So ek gebruik so 'n 6 gun. Sy geur is so lekker. Jy kan hom saad vis eet, saad hoender eet, saad oxtail. Ek gooi nou net so klein bietjie in. Net laat hy lekker saam braai hierso met die eie. Pop en gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Alright. So hier het ons 'n pietfluit. Dit is waarmee ons water warm maak hier in die veld vir 'n lekker koffietjie of so. Nou hoe noem ons hom 'n pietfluit? Want hy het 'n proppietjie op. Die oomblik as hy reg is, dan begin hy, ja, hier is die proppietjie. Die oomblik as hy reg is, dan begin hy. Nou haal jy hom net af, dan kan jy hom gebruik. Maar ek het nou tans lou water hier binnekant. Ek het nou niks maatbekers of iets hierso nie. Maar ek sien hierdie beef flavors goeters. Hulle sê nie. Dit is nogal interessant. Hulle sê jy moet op gevoel gaan. So ek gaan net so 'n bietjie water hier ingooi. Nie te veel nie, hoofsaaklik, want ek gaan julle nou die res van die geheim wys wat ek gaan doen. Vat ek een van hierdie beefstock goedjies. Dan maak ek hom oop en terwyl ek hom besig is om oop te maak. Jy's regtig so bad hè. Hoor jy? Jesus het jou ontsettend baie lief. Het jy al foute gemaak? Ja. Het ek al foute gemaak? Ja. Maar ek het gekom na Jesus toe en ek het vir hom gesê, Here, vergewe my. Vergewe my van my sonde, help my, maak my opnuut. En God was getrou en regverdig en hy het my gehelp. So ek het hierdie beefstock stukkietjie hier binnekant. Is my maat sien ek is met haar bakke hier so naby aan die vuur. Interessant. Nou terwyl ek hier die beefstock begin breek en inroer in die water hierso, dat hy oplos. Mense sê Andres, maar dit gaan altyd so great daar by julle, dit lyk altyd so perfek en alles. Hoor hierso, laas jaar, min of meer hierdie tyd, ewe skielik, ek het 'n huis hier naby gehuur, en die plek wat ek, wat myne is, ek het mense lewensreg gegee op hom en alles, en toe ewe skielik, hier laat weer die ou vir my, jy het 2 weke om uit jou huis uit te wees. Ek en my vrou skarrel om ander plekke te kry, en ons kry nie ander plekke nie, en
ons traai 'n woonstel bou en dis net absoluut chaos en sy moet deur die week by die kinders by skool wees en ek moet hier buite by School of Fire wees en dit voel net baie keer chaotic en nou, hier staan ek, 'n jaar later, die woonstel het darmal 'n venster en 'n deur in, maar hy het nog die plumbing nie, besig om te try krag insit, alles. Is dit op en af? Ja. Is dit woes? Ja. Lyk dit soos hierdie? Dit lyk chaos. Ja. Maar op die einde van die dag, hierdie hele resep, wanneer dit by mekaar kom sit, dan maak dit iets lieflik. Jy voel dalk, jy gaan nou deur 'n moeilike tyd. Jy voel frustreerd, jy voel gestres oor alles wat aangaan. Jesus Christus is in beheer. En as hy nie in beheer is van jou lewe nie, al wat dit kos vir jou is om te sê, hier is ek Here, gebruik my. En jy gaan die verskil sien. Sê, kom ons roer daarom net hier. Ook, daar sê, begin mooi lyk. Nou hier is die geheim. So ons het nou, die beef stock stew hierso, wat ek gesplit het en opgemaak het. Nou gewoonlik kan jy nou nog water en goeders bygooi, en indien nodig, dan sal ek nog bygooi. Maar hier is die geheime bestanddeel. Red grape juice. Of jy nou liquorfruit gebruik, of jy hierdie gebruik, ek het hierdie gekoop, want dit is wat beskikbaar was. Dis non-alcoholic juice, jy gebruik hom, hy kan spakel, hy hoef nie te spakel nie. Jy kan, solank hy 100% rooi sap is, dan gebruik jy hom. Dan gooi jy hom daar so in, ek skat so, net onder 'n liter, gooi jy in. Okay? En dan, red wine vinegar. En wil jy weet hoe is hierdie bottel half? Want ek het hierdie resep eers getraai, om te kyk of dit gaan werk. Sê, dan gooi ek hom, so op die gevoel. So, ek gaan nou vir hierdie pot, so, halve bottel gebruik. Want die vorige keer het die halve bottel vir my gewerk. So gooi dit daar so in. Assai. En nou, roer kom maar net hier deur. Weer eens, lyk woes. Maar die eindproduk is lekker. Okay, so ek roer net my eitjies hierso nog so bietjie. Hulle het lekker geur en alles. En dan gooi ek hierdie by, om so lank te begin opwarm. Terwyl hy besig is om op te warm, vat ek ek het hier so 'n kilogram oxtail. Dan sny ek hom oop, en ek sny amper my vinger af. Dit was nou nogal naby. Partykeer speel ons ook so met die sonde. Ons weet ons moenie so sny nie. Ons weet ons moenie daai sonde doen nie. Maar partykeer doen ons dit. Partykeer is ons sommer as prins. Maar een van die dae, dat sny jou raak. Een van die dae vang hy sonde jou. Maar ja, kom ons gooi daai oxtailtjie in. En vat ons van hierdie lieflike spice van ons. Gooi ek dit oor die oxtail. Ek het gesien, ander mense sit sommer van die spice, hulle rol die oxtail eers in die spice en dan sit hulle hom in. Maar dan spoel hy mos af. Verstaan dit nie. So, ek gooi dit maar net one saam in. En dan het ek so bietjie takkies gesteel. Die een het ek gekoop, Timmy het ek gaan koop daar by die winkel. Hy maak nogal 'n verskil as jy hom heel so ingooi. Ek vat so 'n paar stukke Timmy. Daar is te veel. Hopeloos te veel. So 'n paar stukkies Timmy gooi ek daar so in. En ek het gehoor my suster het 'n roosmarijnboom. My suster is nie tans by die huisie. Het ruik daarom lekker. Dan gooi ek daar so 'n stukkie roosmaryn in. En ja, bring vir my baby potatoes. Ons gaan hom sommer klaar ook ingooi.
Ek dink dit sal die ding doen. Ek gaan net so ekstra takkie roosmaryn hier insit. Ek het hom sommer lekker afgespoel. Ons gooi hom hier so by. En verder gaan ons nou nie veel met hom mors nie. Kyk gou of die aardappeltjies al sagter is. Ja, nee wat, hy gaan al in. Dis 'n goeie teken. Kom ons maak so lank vir jou een aardappel sag, terwyl ons met jou praat. Hey! Ek val nergens by. Jy, hoe gaan dit? Lekker en jy? Baie goed, dankie. Wat is jou naam? Wally. Nee, jy is? Pastor Wally. Dis wat al die studente vir die hele tyd noem. Dis wat Roy is my noem. Nou, wat is jou job by School of Fire? En wat is School of Fire? Okay, so ek is die hoof van School of Fire. Nou School of Fire lei sendelinge op. So as jy wil studeer om 'n pastoor of evangelis of sendeling of beraader te word, dan is School of Fire die plek waarna jy kom. En nie net gee ons jou opleiding in teorie en hoe om jou uitreikings te beplan ensovoorts, ons doen dit alles prakties ook. So. Maar terwyl ek gou die sout kry, dat jy die aardappel so lank kan proe wat besig is om daar af te koel, hoe het jy opgeëindig by School of Fire? So, vir interessantheid, my suster en my swaartjie was op by School of Fire gewees. So, ek weet nog altyd, ek het 'n roeping op my lewe en dat ek moet studeer om pastoor te word. En toe ek 2016 vir die eerste keer School of Fire toe gewees, die plek so bietjie gekyk, so 2-3 dae dink ek, nee, wat, dis hier die plek vir my nie. I mean, as die ceiling nie, dis 'n klomp klippe hier so. Dis 40 grade. Krokodille, dis 40 grade hier so by, nee, wat, dis nie die plek vir my nie. So toe het ek gegaan, so 'n bietjie in IT gaan werk en so aan. En hoe langer ek buitekant gewerk het en goed, hoe meer het die Here met my gewerk, dat ek nie besig is om my roeping uit te leef nie, en dat ek veronderstel is om voltyds in die bediening te wees vir hom. En so toe ek op die einde van die dag in 2018 teruggekom School of Fire toe. Nou vir interessant, nou Roy is vererg om elke keer, as hy die ding weer hoor, Roy is baie keer ons nou hoor, wat is jou droom en alles, so, toe Roy is met my sit en by my wil weet, nou maar wat is my droom, wat is my planne en goed, het ek hom gekyk en gesê, ek is hierdie keer hier om School of Fire oor te vat. Nou jy kan nou dink, hoe hy strip om jou, diep kwaad vir my, vertel vir my daar so, ek sal moet bykom in die lewe en alles. En dis waar, ek moes bykom, ek was hier die persoon wat ek is vandag, School of Fire het my gevorm op die einde van die dag, dat ek vandag die persoon kan wees wat ek is. So, ja, en toe het ek nou 3 jaar later klaar gestudeer vir pastoor, georden as pastoor, alles, en so 6 maande wat daarna, nou van daar af toe vat ek School of Fire oor, en ek was nou 6 Januarie, 4 jaar voltyds in die bediening. Amen, en jou verloofde, jy het toevallig op hierdie spot verloof geraak. Jy is net hier agter. Ja, net hier agter in die veld. Jou verloofde bly ook nou in Appington. Yes. Sy is nou 'n oogkundige, Oogkundige, optometrist, oogkundige, ja. En julle trou oor 2 maande, 3 maande? Ja, April, 19 April. Okay, dis cool. Dis cool, is ek genooi. O ja. Jy is een van die groomsmen. Alright, so kom ons begin. Ek hoop hierdie aardappel is koud vir jou pad. Ek ook, hy brand al die pad af. Proe gou daarso. Hoe proe, of die aardappel al reg is? Is hy reg? Definitief. Proe hy lekker? Sê maar net so. Kort sout. Kort sout. Volgens my. Ek het extra sout hier opgesit. My kort nog so, ek hou van baie sout. Jette. Moenie sout dop in die vuur gooi nie. Veral as dit jou ma se sout is. Nee, ons draai meer sout vir jou. Assy. Baie beter. Alright.
Partykeer gee jou vriende jou advies, in plaas van om jou te strip en te sê, hoorie so, jy kan mos dit nou op 'n ander tyd gesê het. Hoorie, jy mos nou dit. Hoop jy so strip oor alles in die lewe. Vat advies, en jou produk raak op die einde van die dag beter. Nie te veel sout nou sê. Dit is 'n groot pot, okay? Maar roer hom net gou hier deur. Hy is nou officially so 4 ure besig om te slow cookie op die vuur. So dit is ook om hier oopgemaak het, want ek wil eintlik van hierdie sous, dat hy so bietjie afkook. Maar hoe meer sous, hoe beter. Nou, wat jy nou gaan doen, is baie maklik. Jy gaan hom vat, en in hy sousietjie druk. Nie soos ek nou my vinger ook in hy sousietjie druk, he? Want dit is warm, en nou moet jy hom proe. So dit is lekker. Dit is werk. Staat te veel sout in? Nou, maak het seker. Jy is mos 'n soutkenner. Hoor jy hierso? Baie dankie. So hier het ons 'n lekker oxtail pot. Jy kan nou op rys gaan sit, jy kan hom op pasta sit. Alhoewel hom nie op pasta sal sit nie. Ek love pasta. Maar ek hou nie van bene tussenin nie. So dis ook hom nie op pasta sal sit nie. Jy kan nou so 'n roosterkoek vat en dit saam bedien. Jy kan, as jy my nog saam bedien. Couscous. Doe nou daan. As jy regtig gesond wil wees, kan jy couscous maak. Dit saam bedien. Jy kan stapelmieries, jy kan pap maak, jy kan you name it. Dit wat vir die lus is, dit kan jy join. En as jy uit die idees uitraak en jy wil dalk 'n pap gaan koop of 'n chili sauce of so, gaan op die Tannin Shop. Wat sy domeinadres? Staan nie onder op die skerm. tanninshop.co.za. Dis maklik. Baie Ja. eenvoudig. Tanninshop.co.za. En ek wil afsluit om vir jou te sê, dit maak nie saak wat 'n grondpad jy dalk in jou lewe loop nie. Dit is dalk taaf, dit is dalk moeilik, maar die eindbestemming sal die moeite werd wees. Jesus Christus like jou bitter baie.